Goeiemôre, good morning, hoe gaan dit? Die skole gaan nou weer begin. Ons is lus vir die week en sien uit na die traffiek. Goeiemôre, good morning, hoe gaan dit? Sjoe, Was dit mooi? pragtig. maar way te Skielik, positief. jy sien, dit is daai positiewe, lekker kreatiwiteit wat ek kry van my kollega en ons gaste af. Corlia is my tipe mens. Huh? Corlia is my tipe mens. Ja, goeiemôre. 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 Kyk net wie het ons vir JD en ons het vir Corlia, dit is so lekker. Dankie dat julle spesiaal vroeg opgestaan het om saam met ons hier te kom. Ons sal vir niemand anders so vroeg opstaan. Ja, maar daar het Ja, ek weet nie deur dit so vroeg nie. ons het dit op rekord, né? Ons het dit op Hulle rekord. gaan 'n videogreep hiervan maak. Almal Absolutely. deel. Maar hartlik welkom ook aan jou. Skuif nader want daar is weer 'n propvol program wat voorlê. Pieter, jy gaan vir ons sê. O man, al daai lekker dingetjies waarna ou kan uitsien. Vandag gesels ons ook oor daai persoonlike grense en ons ondersoek hoekom dit soms moeilik is om nee te sê. Ons kyk ook saam met Reino Hendriks vooruit na die opwinding van Bokkieweek. Tuis gaan met ons gesels oor die verhouding tussen 'n finansiële adviseur en kliënt en soos ons gesê het, hier is hulle, Corlia Botha en JD Maarsker saam met ons om ons 'n bietjie te vertel oor hulle ligte lewe liefde toer. Maar jy sê dit reg die eerste keer, ons sukkel nog steeds. Is dit? Ja, ons kom raai wat nie met assonansie. Ja. Elle. Ja, al die Ja. lekker dinge, maar het is so lieflik om julle hier te kan hê vanmôre. Baie dankie. Ja, maar luister, ons begin natuurlik ons oggendgeselsies, of ons oggend met 'n paar interessante dingetjies wat ons met ons kykers deel. En ek weet Elsa staan gereed met 'n baie lekker storie. Ja, interessante brokkie. Die slaagsyfer vir leerlinglisensietoetse in die Wes-Kaap het sedert die bekendstelling van 'n nuwe digitale stelsel dramaties gedaal. Nou volgens die provinsiale regering het slegs 17% van kandidate gedurende die 2025-26 boekjaar die toets geslaag. Hierdie nuwe stelsel wat verlede jaar in Mei ingestel is, verskil hemelsbreed van die ou papiergebaseerde toetse. Vrae en antwoorde word nou lukraak gegenereer, wat beteken dat kandidate nie meer bloot ou vraestelle kan memoriseer nie. Hulle moet nou die padreëls, padtekens en veilige bestuursbeginsels werklik ken en verstaan. Om die proses te moderniseer en toeganklik te maak, gebruik die stelsel raakskermtegnologie, meertalige instruksies en vingerafdrukverifikasie om kandidate se identiteit te bevestig. Die Wes-Kaapse regering beklemtoon dat die doel is om die integriteit van die lisensieringsproses te beskerm en ook die kans vir bedrog en korrupsie te verminder. Hoewel die lae slaagsyfer kommer wek, sê die Padverkeersbestuurskorporasie dat die nuwe tegnologie reeds vrugte afwerp, naamlik die uitreiking van bedrieglike leerlisensies het reeds aansienlik afgeneem. So, dit is altyd vir my interessant om te sien dat daar tegnologiese vooruitgang is, Ja. maar 'n mens weet ook dat tegnologiese vooruitgang soms gepaard gaan met 'n paar ander uitdagings. Ek kan myself dit nou amper nie indink nie. Ek dink nou terug aan daai papiermetode as 'n mens dit so kan stel. Maar het een van julle, ek dink hier's iemand aan die tafel wat al te doen gekry het met die moderne O, jy kyk na van my. dinge doen. Baie dankie. Baie dankie. Jy met jou brilletjie. Ek het so lank terug my lisensie gedoen, ek dink as ek kom nou met Het jy oor. nou nog gekap? Ja, nee, as ek kom nou met oordoen, dan weet ek nie, maar JD, jy het onlangs het jy nie die nuwe ene gedoen. Kyk, ek het moeilikheid begin kry by Corlia omdat ek vir so lank sonder 'n lisensie rondry het. Sy gesê ek moet nou vir 'n lisensie gaan. Nee, ek het onlangs blootstelling gekry aan hierdie of wat, maar ek moet ook sê dat ek is 'n baie groot voorstander van die tegnologie. Ja. En ja, as 'n mens 1 of 2 keer deur die boekie gegaan het en jy tyd ingesit of so, is dit baie makliker of wat jy hoef nie te worry oor 'n potlood se punt wat breek nie. Dis letterlik die skermpie, al die vrae kom maar op, jy doen nie goed en dit sê onmiddellik vir jou, jy wag nie vir iemand om dit te merk ook, dit sê onmiddellik vir jou reg, verkeerd, gereid is. wat gereed Baie is. Ja. vinnig. En ek Baie moet sê, vinnig. ons was oor see gewees toe hy geleer het en daar was 'n toep wat hy gebruik het. Dis letterlik 'n K53 toep en hy het Beautiful. elke oomblik wat ons net rustig was of wat ook al, ek dis besig om te Facebook of something en hy is besig om sy K53. Dis so maklik. Ek het geweet ek gaan nooit ooit die ek gaan die grap wees van almal of wat as ek vir hulle sê dat ek my leerlinglisensie Dis heeltemal reg. nie geslaag het nie. So ek het 'n bietjie tyd ingesit. Ja. Ja. Maar ja, So dit was- maklik. Ja, baie en maklik. ek dink veral wanneer dit kom by iets soos bedrog ook en die feit dat dit kan uitskakel. 100%. Dis vir my baie Yes. positief. 100%. Want in my era was dit ook maar so gewees, jy weet, watter vraestel kry jy? Vraestel 1, 2 of 3. En iewers was daar maar iemand wat al die vraestelle geskryf het of
dit iewers Of dit in die sak gedruk het. Ja. Ja. so ek stem Presies. nogal saam. Dit was net 'n papegaai geleer. Maar ek sê gister ook byvoorbeeld toe ons daaroor gesels, sê ek vir my kyk ek het nou nog 'n 16-jarige in die huis, die ander het daarom al leerding, moet nou nog lisensie kry en so. Toe sê ek ook hoekom, dis net die een ding wat jy wil weet wat aangaan. Korrek. Want anders stel jy jouself en ander mense se lewens in gevaar. Ja, So leer dit, verstaan die reëls en weet ten minste dit. Dis dit so maklik as dit is. absoluut baie strenger. Dit is Ja. ook ek dink 'n goeie ding, veral wanneer ons kyk na hoe mense met sirkels, jy weet, in die verkeer te werk gaan. Is dit vir julle ook so 'n frustrasie? Ja. Dit lyk vir my of dit vir haar 'n frustrasie is. Okay, wie gaan nou ry? Dinge, Hæ? min dinge wat my so frustreer, is mense wat nie weet wat om te doen by sirkel nie. Hy's vir my welkom vir daai rede op waar net sirkels Sien jy is. of my Jerry het dit nou onlangs gedoen. Jy gee toe aan verkeer van regs, né? Nee? So die ou wat eers gestop het maar wat van regs af kom, ry hy of hoe werk dit? Hulle het nooit vir my geleer wat links of regs is op skool of wat. So ek moet eers die elle maak hier so of wat. So En dit dinge werk ook glo anders in die Kaap by daai groot sirkel as wat dit by ons sirkels hierbo werk. So, Genial. nee, ek grap nou sommer. Maar hulle het hulle eie reëls. Ja, die mense se benadering is anders. Okay. So hierdie is tans in die Wes-Kaap. Dink jy dit gaan oorkom Gauteng toe? Ja, ek dink definitief as dit suksesvol is, ja, ek dink dan sal dit al meer dit sal 12 die norm word, dink ek. En Maar ek dis, is nie 'n kenner nie, weet. en dis lukraak. Met ander woorde, as jy dit weer gaan skryf, gaan jy ander vrae kry dink ek. ja. Ek dink ek gesê ons 'n vraagbank wat van 900 vrae. So ja, die kans dat jy weer dieselfde vraag kry is min of wat. Ja. Okay, well, so jy sit nie en kry 900 vrae in die 40 Nee. minute of 20 Kan jy minute wat jy het nie. Nee. Ek Hoeveel vrae kry jy wel? Ek dink dit is rondom ek wil nie vir jou jokkie, maar ek dink dit is rondom 40 40 of 50. en dan sal 'n paar padtekens by of wat so seker in totaal seker 60 op die meeste ja. Okay, lekker. Ja. Is dit ook, ekskuus dat ek dit nou vra, maar is dit ook daai sogenaamde monkey puzzle of multiple choice? Dit is vrae? multiple choice, maar die ding is so wat en ek dink dit is dalk waar die probleem kom wat. Is die antwoorde is so naby mekaar, so jy moet regtig waar bitter mooi Okay. lees. Ja. Ek is baie trots op hom, né? Heavy. Ja. Ek sou dit sekerlik nie gemaak het nie, want ek is partykeer ek gaan nogal vinnig deur 'n ding, veral as dit so na aan mekaar is, as ek geneig om sulke foutjies te maak, ewen van skool af, maar ou deeglik hierso. Ja. Wel, ek wil net sê wat slaagsyfers aanbetref, 'n week of 2 terug toe jy nou was dit Skotland se volkslied Dis reg, gesing, ja. Sure. Ja. geslaag met 117%. Dit was Baie beautiful. dankie. Daar was nie soveel padrails gewees daarvoor. So dit is makliker. Maar hulle het nogal reëls, hè? Dis nie so rustig soos wat hy nou op 'n lekker verhoog gaan, jy weet jy doen jou ding en dan daar's orde. it's all about you nie. Hoorie, ek dink die mense wat by die huis dit nou sit met 'n lekker droewors en 'n biertjie en kyk, besef wat 'n operasie dit is nie. Dit gaan so daar agter en daar moet sekere plekke wees waar jy so aan jy's heeltyd in die pad. So ewen waar ons gestaan het, dan jy bietjie die kant toe, dan jy bietjie daai kant toe en hulle move jou net rond. Dis 'n storie hoor. So 'n bietjie meer daaroor en nog meer gesels bietjie later soos jy kan sien. JD is saam met JD amper sê ek Mark, so hoe sal ek dit nou wil doen, hè? Noem my wat jy wil. Maar in elk geval bly jy net waar jy is. Ons gaan vir hulle hierso rondskuif, dinge gebeur lekker. Vinnig kry vir jou nog 'n vars koffietjie. Ja, en kuier saam met ons hierby. Goeiemôre, good morning. Persoonlike grense is die gonswoord wat ons deesdae oral hoor wanneer ons oor verhoudings gesels. Maar hoekom voel ons so skuldig wanneer ons nee sê? En hoe beskerm gesonde grense eintlik ons tyd, energie en emosionele welstand? Wel, die lewensafrigter Neline Nel sluit nou by ons aan om te gesels oor hoekom grense so belangrik is en hoe ons dit op 'n gesonde manier kan begin toepas. Neline, baie welkom hier by ons. Ek is so bly jy is hier want ek dink ons het baie om te leer. So ek gaan dadelik wegspring en vir jou vra, ons hoor die woord boundaries al hoe meer. Correct. So wat beteken dit eintlik om dan nou gesonde grense te hê en dit toe te pas? So as daar's 'n Engelse saying wat sê, for everything you are saying yes to, Ja. you're saying no to something else. En baie keer besef ons nie vir hoeveel dinge ons ja sê wat ons eintlik nie wil nie en hoeveel dinge ons voor met nee sê. En mense dink boundaries op die einde, ons wil die uitkoms sê, iemand anders moet op 'n sekere ander manier optree teenoor ons of jy weet amper of bietjie manipulerend in 'n manier van ek wil dit so hê of ek wil daai uitkoms sê of so. Maar boundaries eintlik
hoe dit werk. Dit sê hoe jy gaan optree. Jy kan nie bepaal iemand anders gaan optree nie. So sê net maar iemand is mislik met my oor die foon en praat lelik en hou aan altyd lelik praat. Sê luister, ek wil baie graag 'n goeie gesprek met jou hê, maar ongelukkig gaan ek nie meer foonoproepe van jou neem nie. Jy is welkom om my te e-pos. So dis jy 'n gesonde grens stel om te sê hoe jy gaan optree. Want ons kan nie ander mense beheer nie. Dis 'n baie interessante benadering. So, hoekom sukkel soveel mense so om nee te sê, selfs al weet hulle dit is die regte ding om te doen? Presies. Wel, daar's 'n paar redes, maar daar's een ding wat ek altyd sê, we don't have boundary problems, Ja. we have value problems. En kom ek verduidelik gou. So as ons iets as waardevol of belangrik ag, dan pas ons dit op, dan beskerm ons dit. Okay. Now, the void becomes the value. So sê ek het in 'n huis groot geword waar daar altyd konflik en chaos en goed was. Wat ek dan wil hê is vrede. Nou kom mamma by die huis, kinders het nie die skottelgoed uitgepak nie. Sy is nie lus vir hierdie gesprek of hierdie konflik nie. Wat doen sy? Sy kies die waarde van vrede. En gaan pak maar net gou self die skottelgoed uit. Maar dan die waarde van verantwoordelikheid vir my kinders leer die prys betaal. So the void wat vir my missing was, wat vir my nie daar was so klein was nie, het die waarde geraak. En dan maak ek besluite volgens my waardes. So, people pleasing. Die Ja. waarde van ander se opinie is belangriker as my eie. So, waar kom daai skuldgevoel dan vandaan? Daai skuldgevoel kom van toe ons klein was en goed verkeerd gegaan het. En iemand vir jou gesê het, jy het my so kwaad gemaak. Dis jou skuld. En jy was verantwoordelik gemaak vir ander mense se emosies, se aksies en reaksies en besluite. So nou het ons hierdie prentjie van kleins af wat al in ons ingebou is wat sê jy is verantwoordelik vir ander mense. Se emosionele welstand val daar goed. Ons is verantwoordelik teenoor ander mense, maar nie vir nie. Almal is verantwoordelik vir hulle eie emosionele reaksies. Daai tipe goed. So ek het al met my kinders ook. As jy weet mamma dit verloor het en so hard geskree het dat die bure se kinders opspring om hulle tande te gaan borsel, jy weet sê ek vir hulle luister. My skree was ek het dit nou verloor. Ek's jammer, vergewe my vir my deel. Jou aandeel is jy het nie saamgewerk nie. Maar jy is nie verantwoordelik vir my emosionele reaksie nie. Ek's verantwoordelik daarvoor. So, wat is die tekens, jy weet, wanneer iemand se grense nie sterk genoeg is nie? Gewoonlik een van die grootstes burn-out. Want ons sê ja vir al die ander mense. En dis die ding, as ons nie gesonde grense het nie, bepaal ander ons agenda. En hulle bepaal waar ons tyd, ons energie en ons belangrike bates basies spandeer. So dan bepaal ander dit en nie ons nie. Is daar 'n verskil tussen gesonde grense en selfsug? Dis so interessant. Ek dink jy weet as maatjies as hulle klein is, dan kom jou maatjie dan speel jy nou met iets wat hulle wil hulle ook daarmee speel. Ja. Okay? Nou hulle vra vir iets wat joune is. So they actually want something selfishly. Maar nou sê hulle wanneer jy nee sê jy selfsugtig. Is dit nie ironies nie? So daar's 'n ding tussen gesonde grense stel en dis ook die hoe. Dis is as 'n vriendin verwag jy met die oggend daar kom help om alles te set up vir 'n verjaarsdagpartytjie en dit gaan jou 3 ure vat, maar dis die enigste 3 ure wat jy het saam met jou familie. Om te sê, yes, ek sal geloof het om jou te help. Ek wens ek het vroeër geweet, maar ongelukkig het ek reeds 'n afspraak. So jy sê ja vir die tyd van die familie, want as jy ja vir haar sê jy nee vir jou familie, byvoorbeeld. En hoe moet 'n mens te werk gaan wanneer jy grense stel met die mense na aan jou? Jy weet, sonder om daai verhoudings te na te kom. Jy het nou spesifiek verwys na vriendinne, maar ek bedoel familie, vriende, 'n lewensmaat. Daai is 'n interessante een. Ek dink die rede hoekom ons sukkel met ons grense of ons boundaries. Ons weet gewoonlik wanneer dit geviolate is. Dan weet jy. Maar ons het nie die vooraf ooreenkomsgesprekke nie. Ja. En ek dink dis die groot ding is om te sê, wat wil jy graag hê? Wat wil ek graag hê? Wat's ek bereid om te doen vir wat ek wil hê? Wat's jy bereid? En wat is die gevolge? As ons nie dit so saam doen nie. So as ons die ooreenkomsgesprekke vooraf het, dan raak die na die tyd baie makliker om te sê, hoorie, ons het ooreengekom, ek maak kos, jy was skottelgoed. Yes, jy weet jy het nou nie die skottelgoed gewas nie, help my verstaan of ek besef jy was moeg gewees. Maar ons ooreenkoms was dat jy die skottelgoed was. So obviously mens kan renegotiate. Ja. As iemand moeg is of iets en sê hoorie, kan jy dit vanaand doen, ek sal môre dit en dit vir jou doen. Maar omdat ons nie die ooreenkomsgesprekke voor die tyd het nie. Ja, so dit klink vir my as ek nou 'n afleiding kan maak dat daai kommunikasie van kardinale belang is, maar nou wil ek oorbeweeg na die werksplek toe.
Hoe stel 'n mens grense in die werksplek en watter raad het jy miskien vir iemand wat oorlaai word? Wat baie keer gebeur en ek dink veral in ons Suid-Afrikaanse culture is dit daai ding van your yes needs to be your yes. Wanneer jy ja sê, moet jy by jou woord hou. Nou word jy aangestel by 'n werk vir 'n sekere hoeveelheid dinge wat jy voor verantwoordelik is. En jy teken 'n kontrak en hierdie is jou job description. Maar wat baie keer gebeur is daar word goed bygesit en nog goed bygesit en nog goed bygesit, maar niks weggevat nie. Nou is dit moeilik om nee te sê want jy het klaar ja gesê vir die werk, nou voel jy jou ja moet jou ja wees. Maar wat ons vergeet is my ja is my ja vir waarvoor ek ooreengekom het. So wanneer goed verander, het jy die renegotiation gesprekke nodig. En sê luister, hierdie is wonderlik, ek is opgewonde oor waar jy in die werk op pad is of wat ons hiermee wil bou of wat ons hiermee wil doen. Hierdie was wat ons ooreengekom het, so ons moet praat oor watter prioriteite nou op die tafel moet wees en watter ons moet wegvat. Ja. En ek dink baie keer is mense bang om die renegotiation gesprekke te hê. Omdat ek ja gesê het, moet ek nou ja Anna ja sê, maar the terms changed. Ja. Dis die ding. So as daai verander moet ons die gesprek hê. So ons is bang om die moeilike gesprekke te hê. Maar dink aan die mense in jou lewe wat bereid is om die moeilike gesprekke te hê. Hoeveel meer respek en veiligheid voel jy saam met daai mense as die wat net altyd ja sê of altyd people please of altyd. Hoeveel respek het jy vir daai mense? Absoluut, en ek dink dit speel ook 'n rol, jy weet, wanneer 'n mens kyk na waar 'n mens staan met iemand ook. Ek dink met daai mense weet 'n mens altyd waar jy met hulle staan. So vir iemand wat dalk nou ingeskakel is en dalk net 'n klein verandering wil maak en begin om grense te stel, watter wenke het jy? So ek dink ek sal twee dinge spesifiek sê. Eerstens gaan kyk na die waarde wat jou besluite dryf. Hoekom sê jy ja? En wat is die uitkoms wat jy wil hê? En ons twee dinge. Sê ja vir nou, watter wen het jy nou, maar watter wen gaan dit vir jou 3 jaar vanaf ook hê? Dan weet jy gaan 'n goeie besluit maak. Okay, dis die eerste een. En die tweede een is ek dink begin bewus word dat jy met die onderhandelingsgesprekke moet hê, die negotiation ooreenkomsgesprekke en sê hier's wat ek verwag, hier's wat jy verwag. En ek dink baie van ons het nie daai gesprekke nie. So teen die tyd wat dit oortree is, voel ons dit. En dan is dit moeilik om 'n grens te stel, want dan voel dit na die tyd jy's gemeen want iemand het nie geweet wat die verwagting is nie. Ja, dis my ironies dat ek vandag hierdie gesprek voer want ek is skuldig, jy weet. Want 'n mens wil mense nie teleurstel nie en jy wil almal net tevrede stel, maar ek wil net vir 'n oomblik om mee af te sluit, ons het so 'n bietjie minder as 'n minuut oor. Terugbeweeg na daai skuldgevoel toe, nê, nee, wat 'n mens so dikwels beleef. Hoe oorkom 'n mens dit? Om te besef jy is verantwoordelik teenoor ander mense, nie vir ander mense nie. En ek dink om gemaklik te raak, as jy dit in Engels sal sê, to be comfortable with disappointing others. Ja. In plaas van jouself of dit wat jy geag het as belangrik. Ons disappoint baie keer die verkeerde mense. Die belangrike mense. Hulle betaal die prys in plaas van die wat nie so belangrik is nie. En ook om net by nee te hou. Jy weet 'n mens dink ook dikwels 'n mens moet nou 'n rede gee. Ja, Dis nie nodig nie. Ja, ek sou dit geloof het, maar ek kan ongelukkig nie. So eenvoudig is dit. En nee is 'n volle sin. Nee. Dankie dat jy vandag hier by ons kom kuier. Ek dink dit is iets wat ons almal nou gaan oefen. Jy weet om nee te sê, daai 3-letter woordjie. Baie dankie. Goed, jy kan ingeskakel bly want net hierna fokus ons op Bokkieweek. Jy is by Goeiemôre, Good Morning. Jy is ingeskakel op Goeiemôre Good Morning Sporttyd. Bokkieweek word nou al vir 35 jaar lank deur Afrikaner Volkseie Sport of AVS bedryf. Die toernooi fokus op rugby, netbal, hokkie en ander sportsoorte en is bedoel om geleenthede vir Afrikaner jeug te skep. Reino Hendriks is onlangs as die hoofafrigter van die Gazelle die onder 19 rugbyspan gekies. Hy kuier vandag by ons om meer oor Bokkieweek te vertel en ook wat dit vir hom beteken om as hoofafrigter gekies te word. Reino, baie welkom ons, baie lekker om jou saam met ons te hê. Baie geluk, ek neem aan dis 'n groot oomblik, nie waar nie? Baie dankie Arnold. Ja nee, dit is 'n groot prestasie in my eie loopbaan. So ja nee, ek is baie geëerd om gekies te word. Die afgelope paar weke het ons so 'n paar hooftrekke gesien oor Bokkieweek en dis verbasend baie van die mense op voetsoevlak was eintlik nie eers bewus van Bokkieweek nie, maar na 35 jaar is al so lank gesetel. Hoe voel julle oor die reaksie wat julle in die afgelope paar weke gekry het? Kyk, ons het uitgewerk, ons
meer as 3500 kinders wat deelneem op een plek. Dis 0.04% van die volk in Suid-Afrika. So nie baie mense weet nie, maar wat lekker is as jy daar kom en jy sien dat daar so baie kinders is wat geleenthede soek, dan maak dit vir jou dit sê, luister, dis die moeite werd. En dit beteken seker ook aan die ander kant van daardie muntstuk, daar is nie genoeg geleenthede waar hulle deelneem nie. Kyk, die probleem is ongelukkig vandag is daar net soveel geleenthede vir kinders in skool om provinsiaal te speel. Ja. En hierdie saam met die ander instansies wat ook geleenthede skep, is hierdie maar net 'n deel om te sê, luister, ons sien jou raak. Kom neem deel. Dis bietjie net lekkerder om vir 'n kind om bietjie op 'n hoër vlak, 'n skoolvlak, rugby en netbal en hokkie en cricket en daai goeie deel te neem. So, Jy sê vir my so 'n belangrike ding, dis die erkenning. Ons sien jou, ons erken jou talent, nie waar nie? Ja, nee, 100% reg. Ja, die kinders wil graag 'n geleentheid hê. Dit gaan daaroor. Hulle soek geleenthede. Ja. Hoekom is Bokkie Week so belangrik? Dit is die kind wat dink hy's as mense sien hoe baie hard kinders werk op skool en as hulle agterkom dat Bokkie Week daar is vir die kind om 'n geleentheid te gee vir hom, dan sal hulle eerder soontoe gaan in daai instansie om te sê, luister, my kind word raak gesien daar vir wie hy is en hy kan homself ook uitleef daar. Ek meen as jy die Bokkie Week bywoon met die mense rondom jou, dis baie fantasties vir 'n kind om daar betrokke te raak en ja, hulle geniet dit. Elke liewe oomblik. Dis 5 dae vol sport en daar's gees en dis regtig lekker. Ja. Ek dink een van die prinsipe wat mens altyd na wil kyk as jy na sport kyk, is jy wil kyk na meriete. Wie's die beste in die beste posisie? En dis natuurlik nog 'n ding wat hier erken word. Yes, 100% reg. Ja, kyk, kinders kom daar aan en dit word nie vir 'n skool georiënteerd gekies nie. So jy kom in jou streek en jy het proewe. Ons het 2-3 keer het ons proewe gehad om ons finale spanne te kies met al die sporte en dan kom jy daar aan en dan is dit 'n kompetisie. Ek meen dit is die beste van die beste wat teen mekaar speel en wat mense ook nie verstaan nie, dis 4 dae se rugby direk na mekaar. Elke dag is daar 'n wedstryd. Dis die seuns se lywe is die seuns se lywe serie na dag 3. So ja, die manne het so 'n bietjie al geysbad oor die afgelope tyd so. Hulle weet hoe voel 'n ysbad. Vertel vir my van die talent wat jy sien. Ek sou aanneem dit loop by ons ore uit, nie waar nie? Ja, die seuns, ek weet as ek nou 'n bietjie van my eie span mag praat wat ek afgerig het, daar seuns wat in 'n nasionale span gekies was en toe is hulle hoe kan ek sê uitgelaat deur maar obviously hulle nog steeds proewe span en toe is hulle by die laaste ronde uitgelaat. So hulle sou deel gewees het van die Kruimeweek span en toe is hulle uitgelaat en toe gelukkig by ons. So sê ons okay, maar ons het 'n plek. Kom speel by ons. Daar's nie 'n probleem nie en dit is vir my lekker om te sien dat die seuns wat daar speel is ook 'n seun wat van 'n groot hoërskool afkom. Daar is ook kleiner hoërskole, maar daai kleiner seuns van die kleiner hoërskole meet homself teen daai seun, want hy weet okay, ek moet my man staan hierso want anders dan gaan ek swak lyk, ja. Geef my die ouderdomsgroepe van onder hoe jonk af? 13, onder 13 en tot by onder 19. Ja. En is daar so onder 13 en dan volgende groep 14 oor al die pad op. Goed, ja, 16 en 19. Ja, daar's hy. Hoe dit oorspronklik ontstaan? Dis nogal 'n interessante vraag. Die Ek weet jy was nie daar nie. Ja, bietjie. Ja, dit wat sê ons, hulle wou net graag hulle eie vir die kinders 'n geleentheid skep daai tyd. Hulle noem dit 'n kulturele ding want hulle voel die geleenthede vir kinders word al hoe minder en minder omdat daar net ongelukkig in 'n rugby span word daar net 23 gekies. Ja. So jy kan nie sê okay, daar's net 23 spelers in Suid-Afrika wat goed genoeg is vir daai nie. So ander instansies probeer nou ook geleenthede skep sodat 'n kind ook daar kan bietjie streekspan speel. So hulle het dit geskep om geleenthede vir die kinders te gee en te sê luister, kom ons doen ons eie ding vir ons eie tipe kind vir die Afrikaner kind. En dit is waar dit gekom van 35 jaar later nou, laat dit nog steeds so sterk staan. Ek wil baie graag by jou hoor, het jy keerders wat jou help kies het of is jy die enigste keerder? Hoe werk daai? Wat hulle doen is met elke wedstryd is daar keerders wat aan tafel sit en hulle hou die game dop en obviously dan merk hulle nou af hierdie ouetjies is wat vir hulle uitstaan en so aan en dan na die tyd dan bespreek hulle dit nou en self ook hulle sê hierdie seuns het uitgestaan, ons hou hulle dop en so aan en dan. En is jy aan die einde betrokke by daai as 'n afrigter? Ja, ek is op die laaste dag, okay, omdat ek nou finaal gespeel het ons nou die laaste dag het hulle gesê luister, okay, dis die afrigters en dit is die groep wat hulle gekies het, dan bespreek ons nou die res van dit verder vorentoe. So jy het nie die seuns vir baie lank gehad om hulle te kon afrig nie. Nee, want die Bokkie Week by my val driehoekspan wat ek afgerig het ons van Mei maand af het ons proewe gehad en ons het geoefen so elke een keer 'n week want hulle het nog skoolrugby ook. So jy kan ook nie te veel interfereer nie. Ja. So die groep seuns het ons gekies en ons het so elke week het ons geoefen selfs met al die ander streke het ons gehad en dan op die einde dag is dit die ou wat die minste foute maak wat nou obviously die beste kan doen op die toernooi. Maar ja, maar hierdie streekspan wat nou gekies is met die
Bokkieweek het ons nog nie veel tyd nie want die naweek speel ons al reeds ons eerste wedstryd. So Ek wil hê 'n afrigter moet vir my verduidelik hoe moeilik is dit om so 'n span te kry soos tussen Barbarian situasie nie waar nie. Jy kry hulle vir 'n week of 2 en dan sit speeltyd. ja, dis speel kyk dis moeilik in die sin van jy kan nie te veel goeders wys nie. So jy kyk na jou sterkpunte, jy kyk na die basiese goed wat jy reg kan doen sodat hulle daar in daai scenario kan kom en hulle kan hulle self uitleef. So ons het 'n set piece as ek dit in Engels mag skryf, 'n set piece wat ons kan opsit en sê vir okay, luister, doen dit en dan daarna is dit open play. Speel wat jy sien. Dan speel jy wat jy sien, jy speel wat voor jou is en alles en dan kom die talent eintlik daardeur. So ja. Is dit 'n filosofie wat jy op jou normale span ook toepas? Maar eie ook, ja. So ek glo daarin is die kind moet homself uitleef, maar hy moet homself nie in 'n situasie sit waar hy die dinge vir homself ongemaklik maak nie want hy benadeel aan die span. Natuurlijk. Maar hy moet nog steeds so speel dat hy nog steeds kan die regte besluite maak vir die span. Ek sou baie graag jou indrukke wil hoor. Met die Springbokke wat Saterdag gespeel het, was daar 1 of 2 manne wat onder druk is. Nou draf jy op die veld, nou weet jy moet jou eie indruk maak, maar jy kan nie uit spanverband uit te veel individualisties speel nie. Ja. Hoe hanteer 'n afrigter dit? Nee, is maar ek en my afrigter self ook, ons het half die good cop bad cop gespeel. So my mede-afrigter ou Corney, fantastiese afrigter wat saam afrig het. Hy was nou die ou wat hard en direk met hulle gepraat het en dan ek was nou die een wat half so die motivering Ja. het gesê het, okay, luister, kom ons dink so daaraan, dink bietjie verder hoe jy speel. So as jy wat ons probeer regkry is dat die kind homself kan uitleef op die sport en dan dat hy nog steeds bevoordeel wees vir die span. Ongelukkige bal is ook nie rond nie. So ja, as jy iets probeer en die bal op die vir jou kant toe, dan weet jy, okay, ek het getraai, maar jy gaan ook nooit weet as jy nie probeer nie. Dis die ding. Laastens, hoe raak mense betrokke by Bokkieweek? Ja, daar's verskillende instansies, streke wat jy kan betrokke raak en daar's op die Facebook webblad is daar al die kontakbesonderhede, alles is daarop. So hulle kan met enige een van hulle praat en dan hang af wat se streek jy in bly. En dan kan jy daardeur hulle met die streke gesels en dan betrokke raak om proewe te gespeel as jy nou 'n kind is of as jy graag meer van die bestuur se kant nou betrokke wil raak, kan jy met hulle praat en as daar opening is, dan sal hulle sê okay, dit is nog steeds professioneel. Stuur jou CV, ons het 'n onderhoud, kyk of jy gepas is vir die plek of vir die afrigter en dan word jy deel. Uitstekend. Reino, baie dankie vir jou tyd en wel gedaan. Baie trots op julle. Dankie. Dis dan Bokkieweek en Reino Hendriks, die hoofafrigter van die Geselle, die onder 19 rugby spannetjie van Bokkieweek wat daar gekies is. Bly ingeskakel hier op Goeiemôre Good Morning want ons is net hierna weer terug. Bly waar jy is. Dis tyd om oor finansies te gesels en Thys van Sail sluit nou by ons aan vir hierdie gesprek. Om ook te gesels oor die verhouding tussen kliënt en die finansiële adviseur. Thys, welkom terug. Dankie Elsa, lekker om mee te wees. Dit is belangrik om te sê waaroor ons gesels, né? So hoekom is beleggers soms bang om moeilike vrae vir 'n finansiële adviseur of dan nou ook 'n produkverskaffer te vra? Elsa, ek dink jy baie keer as mense in praktyk gaan kyk as 'n kliënt byvoorbeeld vir jou vra, luister, Thys, ek wil jou nou nie 'n dom vraag vra nie. Jy weet, en dan sluit byvoorbeeld die vraag vir jou vra. Maar ek dink mense moet hom nie self voorgee om byvoorbeeld te sê ek wil jou nie 'n dom vraag vra nie, want jy is geregtig tot die vraag. So as jy 'n moontlike belegger is of 'n potensiële belegger is vir 'n verdiensteverskaffer of 'n finansiële adviseur, vra hom die vraag. Want eenvoudig 'n gewone enige goeie finansiële adviseur verwelkom ook 'n goeie vraag, want dit toets hom ook bietjie weer in praktyk. So maar as hy byvoorbeeld dan nie 'n vraag vir jou kan antwoord nie, dan het jy juist soos dan 'n metode om uit te vind by jouself om te sê ja, maar kan ek hierdie persoon dan nou vertrou of dan nie? Goed, ek dink iets waaroor baie mense wonder. Hoeveel geld maak 'n adviseur of 'n maatskappy uit my belegging? Baie. Sommige net so kort en kragtig baie punt. Klaar, as hy great show. Wat is dit nie? Elsa, dit is eintlik een van die grootste en mees spanningvolste tipe van vrae wat jy eintlik wil vra vir 'n adviseur, want uit die aard van die saak is as 'n mens byvoorbeeld dink aan 'n belegging, dink jy outomaties klaar aan wins. So met ander woorde, ek wil opbrengste uitmaak, ek wil natuurlik geld maak uit my geld uit, maar ja, ek aanvaar daar is 'n koste element, maar wat is die koste element presies en natuurlik wat se
impak het dit dan wat saam op my opbrengste op die einde van die dag? Want as ek byvoorbeeld, kom ons sê ek het 'n target van 10% of my adviseur sê vir my ja, hy kan vir my 10% kry. En dan basies dan sê hy nie vir my ja, maar dis voor kostes en voor belasting en op die einde van die dag na koste en belasting kry ek dalk 6,5% nie. So dit is baie belangrik dat jy weet vooraf wat is my koste wat som analise teenoor my opbrengste en natuurlik wat is my ware verwagting dan na die tyd. Goed, wat gebeur indien die maatskappy of adviseur by wie ek gaan aanklop of die fondsbestuurder misluk? Baie keer as mense gaan kyk, mense vra daai vraag. Hulle sal byvoorbeeld vir jou vra, luister Thys, as Everest basies môre sy deure moet toemaak, wat gebeur met my geld? Jou geld is nie by Everest belê nie. Dit hang af weer eens op wie se balans staat en waar is die kapitaal belê. So met ander woorde, as ek vir jou saamgestelde portefeulje saamstel en ek gaan koop vir jou 'n bietjie BHP Billiton, ek gaan koop vir jou 'n bietjie Absa, ek gaan koop vir jou 'n bietjie dit, gaan koop vir jou 'n bietjie dat. So met ander woorde, instrumente waar ek dit koop is vir jou meer belangrik om seker te maak dat jy weet ja, op wie se balans staat lê my belegging daar buite van my seleksie van beleggings as byvoorbeeld die huis waarin ek wat smof direk wat ek belê het. Okay. So dis ook baie belangrik om daai vraag ten alle tye wel te vra aan jou adviseur en natuurlik daai gerusstellendheid ook te kan kry. Kan ek my geld onmiddellik onttrek wanneer ek dit nodig het? Dit dan weer eens, ek wil sê ja en nee, want dit hang af van wat se instrument jy dit nou weer gaan belê. So met ander woorde, as ek dit byvoorbeeld in 'n deposito sit, dan het ek byvoorbeeld 'n kapitaal se likwiditeit is onmiddellik daar, want dit is in die bank, dit is in kapitaal, maar dan het ek ook maar natuurlik daai vaste depositos, daai 30, 60, 90, 120 jaar tipe van kontrakte waarna ek gaan. So weer eens die instrument waarna ek fisies belê, het sy terme en volgens dit dan basies is die likwiditeit van my kapitaal en beskikbaarheid sal daai uiteengesit word, ja. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik ook na die geadverteerde opbrengs verwys. Is dit gewaarborg vas, geteken of bloot op vorige prestasie gebaseer? Ek dink baie kere moet 'n mens daai woord waarborg, moet jy eintlik maar half vat met 'n knippie sout. Want enigiemand wat vir jou byvoorbeeld sê waarborg, moet jy dan vir hom vra, maar wat is die uiteensetting van die waarborg? So met ander woorde, wat is my, kom ons sê my likwiditeit van daai waarborg of dan uit die balansstaat se waarde teenoor krediet van daai waarborg wat jy aan my uitreik. So daai's baie kere baie belangrik en is iemand nie daai vir jou kan gee nie, moet dan nie die woord waarborg enigstens glo nie. En as 'n ou byvoorbeeld kyk jy 'n vaste tipe van opbrengs, ja, jy kan sê byvoorbeeld dis 'n vaste uitkoms tipe van belegging en as 'n vaste opbrengs, maar 'n vaste opbrengs is nie die verleidende woord van 'n waarborg nie. Okay. En as 'n mens byvoorbeeld dan nou ook gaan kyk as daar iets sou verkeerd loop, byvoorbeeld either or, jy weet met 'n waarborg of 'n vaste opbrengs, dan is dit weer eens so, wat is my reg tot likwiditeit en wat is my reg tot likwidasie op 'n einde van die dag, sou ek dan nou daai waarborg moet oproep, of dit die skrif is waarop dit geskryf is werd is, dit is maar op 'n einde van die dag die groot vraag. En wat is die ergste realistiese verlies wat my belegging kan lei? Weereens, daar's 'n baie belangrike vraag wat jy vir jou kliënt wat jy aan jou kliënt moet verduidelik. Okay, as hy dit vir jou vra. So met ander woorde, weereens moet jy nie byvoorbeeld 'n uiteensetting van 'n portefeulje van 'n 1 tot 10 basies jy weet gaan nommer 'n syfer by hom plaas nie. Want 'n 1 tot 10 gaan nie basies my sê hoeveel gaan ek 'n rand en sent moontlik kan verloor nie. Okay. En daai is baie belangrik. So as jy vir my sê ja, dis 'n medium tot hoë tipe van belegging, dan enigiets wat 'n medium tot hoog het 'n potensiaal van 'n verlies van kapitaal. So ek moet nou aan my kliënt gaan verduidelik wat gebeur in die geval van 'n mark wat som regstelling, wat gebeur byvoorbeeld met 'n resessie, wat gebeur byvoorbeeld met 'n likwidasie van 'n maatskappy, as ek byvoorbeeld van my kom ons sê my aandele in daai portefeulje sou gehad het en natuurlik 'n klompie alle elemente wat ook 'n rol speel. So wat gebeur in daai gebeurtenisse en wat is dan nou basies weet wat ons noem in ons wêreld die drawdown, die potential drawdown. En dan moet jy gaan kyk byvoorbeeld in persentasie oor die verlede van daai fonds as hulle byvoorbeeld 'n resessie al gehad het voorheen, 'n mark wat som regstelling gehad het van voorheen, dan is dit ook vir jou beskikbaar daarso om te sê ja, maar daai drawdown was byvoorbeeld 5% of 10% of 15%. Dan kan jy realisties basies jy weet jou syfer gaan doen en beplan saam met jou adviseur om te gaan sê ja, maar as iets sou verkeerd gaan, is hierdie basies waarvoor ons kan in wees voor. In plaas van om te sê ja, so 7 of 8 uit 10 tipe van struktuurfonds, if it goes wrong we'll handle it. Jy weet, maar dit is nie waarheid nie. Goed, so word die belegging gereguleer en indien wel,
onder watter lisensie of wetlike struktuur word dit gedoen? Ja, ek dink ja, baie kere is daar ouens, veral wat skemas het in die mark, wat hulle self beskerm agter daai woord van regulatoriese vereistes is voldoen. Okay, so met ander woorde, hulle is geregistreer byvoorbeeld by die FSCA, maar dan moet 'n mens gaan kyk, ja, maar wat se lisensie het hulle byvoorbeeld? Okay, baie van hierdie lisensies byvoorbeeld net 'n kategorie 1, maar die produk wat hy aan jou verkoop is nie eers op sy lisensie nie. Okay, en baie kere dan dink 'n persoon die produk is outomaties onderhewig aan die lisensie wat byvoorbeeld die adviseur dan nou bemark, wat nie noodwendig altyd die geval is nie. So weer eens is dit verskriklik belangrik om seker te maak advies wat ek ontvang, nommer 1, ja, hy is gereguleer, nommer 2 is die produk basies weet ook gereguleer onder wat hy byvoorbeeld aan my voorstel. En indien daai twee nie met mekaar ooreenkom nie, hardloop, jy weet, of bel my. Of bel jou, daar sy maak 'n afspraak, nee. Thys, en dit bring my dalk by die volgende vraag. Sou jy jou geld of jou familie se geld onder dieselfde voorwaardes belê? Ja, ek dink ja, daai is amper een van die belangrikste vrae, maar weer eens is dit een van daai vrae, as jy hom gaan antwoord, dan kry die belegger half daai gemoedsrus. Okay. So sê die belegger mag jou dalk vra byvoorbeeld ja, maar belê jy jou ma se geld soos wat jy my geld gaan belê of jou ouers of jou familielid of dan sê jy mos altyd sê ja nee, my ma en my pa se geld is ook by my belê. En dan dadelik dan kry 'n mens daai comfort half, jy weet, maar daai is 'n goeie vraag, maar dit is al 'n verouderde vraag. Okay. Ek sal eerder die vraag so vra om te sê luister, wys my jou portefeulje. Okay, jy as die kliënt wat jou adviseer vra, wys my net 'n bietjie jou portefeulje. Wat het jy gedoen oor die laaste 5 jaar? Jy weet met jou portefeulje. Of die laaste 10 jaar selfs, hang af hoe oud is jou adviseer. Want as jou eie adviseer nie eers sy eie portefeulje, sy eie geld kan reg bestuur nie, hoe gaan jy? Kyk vir my Elsa, hoe gaan jy toelaat dat daai persoon jou geld bestuur? Ja. Maak mos geen sin nie. Verstaan jy wat ek vir jou sê? En daai is eerder die vraag wat jy moet vra. Wat 'n sterk manier om dit af te sluit. Thys, ek hou jou dop. Bly net waar jy is. Ons is net hierna terug. Hulle is nie net twee van Afrikaans se gewildste kunstenaars nie, maar ook 'n paartjie wat die verhoog en die lewe deel. Corlia Botha en JD Mars is tans besig met hul ligte lewe liefde toer en ons gesels 'n bietjie daaroor. Goeiemôre. Hi. Voel julle gemakliker daar op die bank nou? Ja, Of was agter die tafel vir julle net so lekker? Ag ja, wat? Kyk, ons is mos maar van vele kleure, ons kan enigiets. En omdat JD ook so hou van die oggend, JD, man, ons kan 'n bietjie gesels. Ek ken ouens, dan kan jy net jou audisie verder voortsit. Dan kan ek ook 'n bietjie asemhaal, dan kan jy 'n week Dit of is wat my fantasties wees. Ja, yes, ek kan nie wag, ja. Ligte lewe liefde. Vertel vir my die gedagte, die konsep agter dit. Oh well, so dit is eintlik 'n storie met 'n baie lang draai. So hy en ek doen glad nie dieselfde tipe musiek nie. En toe ons so 4 jaar terug saam vir eerste keer die skip betree, toe dink ek ook myself, maar hy is mos nou daar. Ek dink hy moet 'n duet saam met my doen in my vertoning. En toe het die President of Entertainment hom raak gesien en gesê, "Wel, ons het nie regtig jou tipe kleurstem in ons line-up van kunstenaars nie." En hulle het hom op die spot ook 'n kontrak aangebied as 'n guest artist. So ons het ons eie ek doen solo vertonings, hy doen 'n solo vertoning en dan doen ons 'n vertoning saam ook. En ek dink baie van die mense sien ons op sosiale media die hele tyd, maar hulle sien ons nie hier noodwendig nie. En toe besluit ons wil dit wat ons doen oor see hier vir die mense kon doen. En die storie is, dis maar ons storie ook. Onder die ligte leef ons saam en ons is dan 'n toevallige paartjie ook. So die liefde is ook deel. Somtyds ja, as daar is. Ja, somtyds is daar liefde. Ja. Ja, maar die liefde blom veral in die oggende lyk dit. Ja. Hoorie, maar is lekker en dis harde werk, nê? Ou sien net al die glamorous of mense dink dis glamorous, maar dis harde werk. Veral so met die travel ook saam dink ek. Ek dink dit is die hardste is die traveling is om daar te kom elke keer. Ja. Maar Ja, Suid-Afrika is mos so naby aan Ja, alles. mos Ja. So. Net so vinnig, voordat ons nou kom by die toer en hierdie tipe van ding, is dit 'n 3 maande kontrak, 'n 6 maande kontrak? Hoe lank is julle geweg met tye op hierdie reise? so, dit wissel, maar dit is minimum van 'n week, maksimum rondom 3 weke of wat ons op 'n spesifieke skip is.
So ons het nie die 3 maande, 6 maande, 9 maande kontrakte soos die crew Ja. status Ja, ons- daar nie. Maar omdat ons so ver is, wat probeer hulle dit ook die moeite werd te maak. So hulle probeer 2 of 3 kontrakte dan te maak of wat. So Dit ja. is makliker om net dan van Europa of Amerika toe te vlieg of whatever om dan en te Weet- ship trans. Maar dit gaan baie lekker wees om julle saam op die verhoog te sien, juis omdat julle bietjie uit ander wêrelde ook musikaal is en julle dinge doen, maar ook julle het 'n verrassing wat julle gaan saambring. Mag ons nou al so 'n bietjie die aap in die mou uit, gaan jy vir ons 'n stukkie van die stert gee ek dink ons of kan 'n leidraad? Ja, op die Kaapse been van die toer veral. JD, Ja, wie gaan die geheim nie die meeste weggee nie as julle nie wil. Ag nee, nee, dis fyn. So dis ongelooflik hoe hierdie travelling ons laat besef het hoe groot die wêreld is, maar hoe klein die wêreld ook eintlik is. So ons het Ja. vir die groep CH2 ontmoet op een van hierdie skepe, kan jy dit glo? Wow. En Christian het toe nou 'n baie goeie vriend van ons geword en hy doen baie van ons vervaardiging van ons liedjies ook en ons het besluit ons gaan vir hom saamvat op toer. So ons gaan 'n baie intieme vertoning kan doen met Christian wat ons begelei op die gitaar met van hierdie goeters, maar ja, so ons doen 'n volronde produksie in Lekker. klein vennietjies, ja. Hoor jy, en daar moet sekerlik 'n paar hoogtepunte wees wat 'n ou net moet sien en deel uitmaak, want soos met enige show, jy werk ons maar aan al jou dynamics en goeters, maar wat is nogal vir julle 'n hoogtepunt wat hierdie lig liefde, wat's dit nou? Jy het my nou Precies. deur mekaar. Lig lewe liefde. liefde. Ligte lewe liefde. Nee, sê jy maar wat. Nee, ek dink jy is daar in die feit dat ons so anders is. Daar's actually baie goeters in ons verhouding, in die lewe, in musiek wat net heeltemal anders is. En ek dink die feit dat ons dit probeer so mooi by mekaar gel en in daai ewen net ons stemme hoe anders dit is. Daar lê 'n magic, dink ek. En ons het nou al gehoor wanneer ons saam sing, die mense love dit. Daar's iets tasbaar op die verhoog. Ja. So ja, dis baie Maar dit is nie moeilik om saam met jou te sing of wat. Nee, ek dink enigiemand klink mooi as hulle saam met jou sing. Stop dit. Stop dit. Sy Ja. brownie points. Was dit 'n lekker produksie vir julle om aan saam te werk en saam te sit? Was dit moeilik of was dit maar net maklik omdat julle mekaar ook nou al so goed ken en saam lewe? Ek ken net 5 liedjies of wat. Sy kan enige ding sing of wat. So dis glad nie moeilik of wat om repertoire of wat te kry. Wat ek weet my stapels is daar of wat en dan kom kleer sy maar net die res in of wat. Maar in dit of wat moet ek ook sê of wat. As daar nou een mens is wat jou uit jou comfort zone uit kan vat en jou kan druk. Dan is dit hierdie een of wat. So ja, Ek dink dit was vir hy het vir 'n lang tyd het hy het gesê okay, hierdie is my boksie en ek weet wat ek kan doen. En toe ek hom hoor, toe besef ek maar daar's baie meer waartoe hy in staat is en ek gaan mos nou nie dat hy op sy lauwere Gaan nie is dat nie. nie. Moet Nee, werk, jy kan papa. dit nie onder 'n maat emmer bære nie. Kom Boetie. So jy het ook al 'n bietjie terug gestaan en dink jy, "Wow, het ek dit regtig reg gekry?" Of- ja, of jy weet, waar kom hierdie vandaan? ek luister nou na goed of wat en dan vra ek vir is dit eie hierdie. Ja, en daar's nog 'n verrassing op hierdie toer wat mense definitief nie gaan dink gaan gebeur tussen ons twee nie en Ja. ons gaan dit doen. Ja. Kan nie wag nie, kan nie wag nie. Al my En dis natuurlik ook lekker. Ek meen met soveel produksies en goeders waarvan jy al deel was, Corlia, jy ook nog meer in Suid-Afrika, nou ook met die oorseese ding. Ek dink wat julle hier op die planke gaan bring vir die mense gaan net so lekker wees, jy weet, so ietsie van die wêreld maar reg Suid-Afrikaans. Ja, 100% en ek sien uit daarna omdat dit gaan nog steeds net gemaklik en lekker wees. Ons probeer dit altyd so wat's die woord? Asof dit in jou sitkamer Ja, is. Gemaklik. Ja. Ja. So dis allerhande liedjies, dis so divers. Ons praat oor allerhande goeters, maar steeds it's just us. Ja, ek sien net vreeslik baie uit om net weer Afrikaans op die verhoog te kan praat of wat. Dit is waarna ek die meeste uitsien en dan obviously daar's 'n paar lekker Afrikaanse nommertjies ook. Yes, wat ons nie altyd vir die gereed het toer, kry. Ja. So waar sê julle sê het julle meer van mekaar geleer op die verhoog, backstage? Ek meen 'n mens is nou so intens saam met die lewe, die liefde en die werk. Ja. Die ligte as dit ware. Kyk, ek dink in elke faset of wat, maar ek dink in as ons dit nou terug moet vat na die lewe of wat, ek dink daar het ons half die meeste geskeer en geskaaf en geleer of wat by mekaar wat ja. Ons benader dinge baie anders. Ek was nog altyd net hierdie kreatiewe en verstaan jy en hy kom met al die maar okay, maar ek verstaan jy wil dit doen, maar hoe gaan dit gebeur? So ek moes
bitter baie leer. En ek doen nog steeds. Ek is bitter bly daaroor. Daar's die admin en die kreatief en so ry hulle so nou en dan rolle. Ons het 'n bietjie minder as 'n minuut oor. Wanneer gebeur die toer? Waar gaan ons kaartjies kan kry? Waar gaan ons julle oral kan sien? Ons is by die Joubersdal Country Estate, ons is by die boer wat uitverkoop is. Ons is by die Gouda Theater, die Upstairs Theater en by die Koelkamers wat ook uitverkoop is. So Joubersdal en Gouda Theater kan hulle nog vir kaartjies kry en hulle kan hulle sommer net op Facebook of Lekker, op al die sosiale media platforms en dinge. Ja. Jy moet vir almal groete stuur daarso. Maak so. En ons Jy's welkom om saam te kom hoor. Jy Kan kan ek kom ook? saam sing, yes. Ouens, ek gaan my biscuits skit saam met julle. Eeuw! Wêreld vol. Ek weet dit lyk nie meer so goed op my ouderdom nie, maar matta, As there's jy hom always het, dan skit jy hom, okay? always a surprising factor. Baie dankie dat julle so vroeg ingeval het. Dis al van ons kant af wat vanoggend aan betref. Kyk uit vir hierdie toer, gaan volg hulle op die sosiale media platforms en maak seker die res van daai vertonings is ook uitverkoop. Ons maak môreoggend klokslag weer so. Van my en die res van die span, bye.